Môre, môre, môre. Hoe gaan dit by julle? Dis Vrydag, kan julle glo? Dis die laaste dag van die week. En ek hoop dat julle uitsien vir hierdie dag, want as ons klaar is met hierdie dag, dan kan ons bietjie naweek hou. En ek hoop dat julle uitsien na die naweek, dat julle bietjie kan gaan rus en sommer net bietjie ander dinge doen as wat 'n ou so in die normale gaan doen. Mag julle vrede vind vanmôre deur die liefde van Christus wat ons kom vul met die Heilige Gees en saam met ons vandag hierdie pad gaan stap. Ek wil vanmôre ons week afsluit met 'n versie van 2 Petrus 3 en ek wil net die eerste gedeelte lees, die A gedeelte van vers 9. Die Here stel nie die vervulling van sy beloofde terugkeer uit soos party mense dink nie. En dan sê Petrus verder, maar hy wil hê dat nie een verlore moet gaan nie. Maar daar's nou hierdie versie wat vanmôre weer so bietjie by my iets kom resoneer, dat ek nie vry leef nie. Uit die aard van jou en my wese, dink ek ons wil so baie keer dinge net verstaan, en ons probeer dit uitklaar, voordat ons daaroor kan vrede kry, of voordat ons kan aanbeweeg. En daarom dink ek, is dit vir ons baie keer so moeilik, as ons God en die manier hoe hy werk met tye nie verstaan nie. En dan sukkel ons om net onvoorwaardelik te glo, en ons wonder soms, maar waar is hy dan nou? Kan ons aan sy beloftes vashou? Kan ons aan hom vashou? En dit kan 'n mens nogal moeg maak, nê? Want ek meen, jy moenie net alleen met jou ongunstige omstandighede vrede maak nie. Baie keer moet jy dan ook sukkel om nie jou geloof te verloor nie. En die waarheid is dat ons nie veronderstel is om die Here te verklaar, of om te probeer om hom te verstaan nie. Want as dit die waarheid was, dan was God nie. En ek en jy kan net aanvaar, dat hy in sy almag weet, wat in belang van sy koninkryk is, en dat hy altyd sy beloftes sal nakom. Ek meen, selfs wanneer dit lyk asof dit nie so is nie, kan ek en jy maar aanvaar, dat God altyd getrou is, en dat hy die groter prentjie, die koninkryk van die hemel voor oë het, en dat hy vir ons, ook in ons nie verstaan tye nie, dat hy ons nooit uit sy hande sal laat nie. So liewe vriende, moet dus nie jouself moeg maak, met die dinge van God wat jy nie kan verklaar, of nie verstaan nie. Laat die Here toe om God te wees. Hy weet regtig wat die beste is. Leer net om te vertrou. Kom ons bid saam. Here, vandag kom vind ek vrede in hierdie wete. Ek hoef nie te weet nie. U weet. Leer my om daarin my rus te kry. In Jesus se naam. Amen. Dankie julle vir die lekker week. Ek hoop dat julle 'n geseënde dag en 'n lekker naweek gaan hê. En dan praat ons weer volgende week. Totsiens.